Goeiedag my mense. Ek hoop het gaan met julle geweldiglik goed. Nee, dat julle voorspoedig is. Nee. Jong, kyk ek ry nou rond hierso so 'n bietjie na partyplekke toe. Weet, gaan help mense en ek sien die swaar kry van die blanke bevolking. Die wit mense, is nou mense wat lyk soos ek, nee. Jong, en ek verstaan nou nie die ding nie, nee. Maar nou aan die een kant kan ek verstaan dat die politieke situasie in Suid-Afrika met sy BBBEE, dis nou die Broad-Based Black Economic Empowerment, nee, teen my is. Omdat ek nou lyk soos wat ek lyk, jy weet. Hou van my hare kort. Maar dis nie waar dit gaan nie. Hulle lyk my nie, omdat my vel wit is en my handpalms wit is. Die politieke nonsery, as ek het so kan noem, nee, hou nie van my nie. Omdat ek nou 'n sekere kleur is, weet, en hulle sing, maak dood die man, maak dood die boer, maak dood die plaasman, weet, het is flippend belaglik, jong. Jong, hoor hierso, ek moet om verskoning vra, as ek vloek, daai vloekwoord gaan inglip, ek vra om verskoning, dis maar ek praat, jong. Ek probeer om nie te vloek nie, ek probeer baie hard nie, maar die hemel weet, nee, dit is baie keer moeilik, nee. As ek oor ons blanke mense in Suid-Afrika se situasie moet praat, nee. So, op partyplekke, waar ek nou kom, kan ek sien, kykie man, hierdie BBB, hoeveel B's is dit? 3 B's en 2 E's, Broad-Based Black Economic Empowerment, nee. Dan maak die boere plan. Ons maak 'n plan, nee, om voort te bestaan. En dan sien ek nou op ander plekke, nee, niks diskriminasie teen julle mense of ietsie, maar dan sien ek mense wat swaar kry. Jong, daar soos 17-jarige dogters, 16-jarige dogters, nee, sit hulle met hulle baba. En dan vra hulle vir werk, waar is daai man of mannetjie of weet die man wat sy nou gekies het nie om vir haar te sorg. Hy het weggehardloop toe daai kind gebore is. So, weet, dis slapgatgeit. Dis wat ek dit noem. As jy 'n vrou met 'n kind los en jy hardloop weg, dis slapgatgeit, man. Hoe kan jy verantwoordelikheid vat vir daai kind nie? Nee. Ja, maar ek moet jy vertel, die aanslag van die duiwel, nee, is swaar op ons, nee. Dis hoekom my hierdie LBGT, alfabet mense, nee, maak. Want die duiwel wil nie ons wat reg in die kop is, moet voortplant en dan stuur hy nou daar vir die jong meisies, nee, mannetjies, wat sodra daai ding gekry het by die meisies, nee, ek het sê mos, ek probeer mooi praat, maar sodra hy daai ding gekry dan, en sy swanger, dan hardloop hy weg, nee, hy vat nie verantwoordelikheid nie, en soos ons sê, nee, daar soos ek nou rondry hierso, ek is in Gauteng, nee, ek ry rond in Gauteng, en help bietjie daar, vra bietjie vir hulp ook, ek is ook 'n hulpbehoevende, ek vra ook vir hulp, by mense, nee, maar hulle gee my nie hulp nie, en die ander mense gee ook nie hulp daar nie, weet jy, soos, ek verstaan die ding nie, nee. Al wat ek vir jou kan sê, blanke mens, wit mens, in Suid-Afrika, nee, is niemand gaan jou kom help nie.
Hoekom nie? Want hulle worry nie oor jou nie, dis die vyand, nee, se plan. Dis tyd dat ons opstaan en onsself help, nee? Niemand gaan jou kom help nie. Dis tyd dat jy self opstaan en jouself help. Hey, die eerste ding wat jy moet doen, nee, dat wanneer dit met jou swaar gaan, is om terug te keer na God, die almagtige Vader Skepper toe. God beloof dit in sy woord, dat wanneer my volk terugkeer na my, sal dit weer goed gaan met my volk. Jy wit mens, jy is nie Israeliet nie. Jy is God se volk. As jy hier binne in jou hart, nee, 'n opregte hart het en 'n eerlike hart het, nee, en jou 10 gebooie van Exodus 20 onderhou. Dis tyd dat jy kyk wat die binnekant jou hart aangaan en kyk wat die binnekant jou verstand aangaan. Bely jou sondes, nie voor my nie, nie voor 'n dominee of 'n predikant of 'n pastoor of 'n priester nie, bely jou sondes voor die almagtige Skepper Vader. Daai almagtige Skepper, wat geweet het wie jy is, nog voordat jy in die moeder skoot gevorm is. Reg, ek weet hierdie boodskap gaan nie vir almal wees nie, né? Want ek het my godvreesende waardes in my en om my en binne my gearbox. Ja, okay, ek noem die ding 'n gearbox, hy draai, hy klomp ratte inhou, hy kan draai. En dan hier in die hart, né, dis die engine. En jy mag gaan dink daaroor, oor die engine en die gearbox. Gaan dink daaroor. Ons moet terugkeer na ons almagtige Vader toe, in geloof. Moenie voor 'n dominee of voor 'n ander mens jou sondes gaan bely nie. Dis 'n saak tussen jou Skepper Vader en sy seun, Christus die Messias, Immanuel. Dis tussen jou en jou God. Jy hoef nie jou sondes by my te kom bely nie, man. Ek stel nie belang in jou sondes nie. Net soos wat jy nie belang stel in my sondes nie. Ek het al die 10 gebooie oortree. Dis al wat ek gesê, ek is 'n sondige mens. Nou, en dit is wat gebeur het na die slang vir Eva verlei het in die paradys, nee. So ek is in sonde gebore, en die sondes van my vaders besoek my, tot in die 3de en die 4de geslag. Dis verskriklik om dit te besef, maar hier binne in my weet ek staan teen dit, ek staan teen die vyand, want jou keuse, jy kies, niemand kan vir jou kies nie. So ek wil vir julle sê, man, kyk, die almagtige Vader Skepper, nee, het vir jou talente gegee. Net Jesus, Christus, die Messias, het daar gepraat oor die talente, wat vir die 2 werkers gegee is. Die een het die talente gaan begrawe in die grond, en die ander een het die talente gebruik om meer talente by mekaar te kry, nie. So, moenie vir my sê, jy het nie talente nie. God die almagtige Skepper het vir jou talente gegee om te gebruik. Moenie jou talente gaan begrawe nie. Dis wanneer jy jou talente begrawe, nie, is wanneer jy begin swaar kry in die wêreld. Luister mooi. Hoor ek hoor iets. Jou talente,
Jy is talente gegee, jong. Weet nie, die ander dag, toe ek my seun by die skool aflaai, toe is daar nou 'n mamma, met 3 seentjies, nee. Maar nou, elke seentjie is van 'n ander pa af, nee, so, weet en sy kom vra vir my, sy wil kom werk in my huis. Weet, as ek vir haar luister, dit gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie, want, weet, my oë is oopgemaak, my skepper, wat my gemaak het, wie my lief het net, my gesê, hy kon nou, en, En ek sê, nou, hoekom wil jy in my huis kom werk? Sy sê, nee, sy sien ek's nou geskei, en ek het 2 kinders, 'n dogter en 'n seun, en ek werk daar, soos nie tyd vir jou, om skoon te maak in jou huis nie. En so wel, dit is my probleem, dis nie jou probleem nie. Nee, maar sy wil by my kom werk, ek kan haar minder betaal, nee, as 'n ousie, as 'n sissie, dit is nou 'n swart suster, 'n ousie. Dis wat ousie beteken in Sotho, is suster. En sê vir haar, nee, jy moet jou talente gebruik. Sy sê, enigste talent wat sy het, nee, is om kinders te maak. En sê vir haar, wel, sorry om vir jou nonsens te hoor, nee. Jy kyk nou vir 'n pad, nee, jy om in my huis in te kom, nee, en dan wil jy nou seker weer 'n 4de kind hê. Wat doen jy met die ander 3 paas van daai kinders, nee, as jy kap hulle almal onderhoud, nee, nou wil jy ek met 'n 4de onderhoudbetaler wees, nee, dat jy lui kan wees, nee, net ontvang. Bogger off, man. Bogger off. Dis nie ek nie. Ja, toe ek dit vir haar vertel, van die 3 paas wat nou al onderhoud moet betaal, nee, en sy ry hulle in die hof, nee, toe rek haar oë so, en sy dink sy slim, maar eintlik is sy Mampara, nou Mampara ook is in die Zulu taal, sy stupid, nee. Maar ja, so haar talent, is om mans te vang, met daai, nou wil ek nie onder die rok praat nie, maar verskoon my dames, om mans te vang met daai ding onder haar rok, nee. En dan gebruik sy hulle, om vir haar te sorg, want haar kindertjies nie klere, en sy loop oral so vra, nie seentjie klere, vir 'n seentjie van 6 jaar nie, nie sien dogtertjie klere van 'n dogtertjie van 4 jaar, het nie kinderklere vir 'n dogtertjie van 2 jaar nie, hoor jy ek het 'n baba, het hulle nie baba klere vir my nie, asseblief, het gaan so swaar by my nie, dis wat sy doen, sy loop en bedel en, ja, gee haar lyf verniet weg, nee, wat God die Vader vir haar gegee het, nee, dis hoekom ek haar nie gehelp het nie, want ek sien die plan, ek sien die vyand is daar na, ek moet dan gaan praat, en haar probeer oortuig om haar hart te gee vir Jesus, nee, en te aanvaar dat Jesus die Seun van God is, en dat hy die een is wat vir die sondes van alle mense gesterf is, nee, dit was te moeilik, dis makliker om mans te gaan vang, nee. Ja, so, kom ek vertel vir jou van talente, nee. Ek het houtwerk talente, jong, ek maak houtwerk goeders, wat ek verkoop, ek geniet my houtwerk, nee. Ek kan 'n kar reg maak, nee. Ek weet nie, hierdie nuwe elektroniese karre nie, okay, ons het in Suid-Afrika nie elektriese karre, hierdie karre met die klomp computers en goeders in nie, maar daai computer sit dit af, en dan is dit R12.000 vir 'n nuwe computerbox, nee, en dan weet jy nie of daai nuwe computerbox eers gaan werk op daai kar nie, al is die partnommer dieselfde, want dan moet jy hom terugvat daar na die, hoe sê hulle, die vervaardiger, of die agentskap
van daai voertuig en dan sukkel hulle ook om daai kar in die gang te kry nie. So ek hou van ou karre. Ou karre is lekker om te werk, is maklik om te werk. Ek weet hoe werk 'n ou kar. Maar die nuwe karre, ek weier om hulle te vat nie. So, ja, dis my talente. Die ander dag sit ek ook nou daar voor die skool terwyl ek wag vir my seun. Nee. Toe kom daar 'n ander vrou na my toe. Sy vra asseblief. Weet maar, sy loop so by die karre rond, by elke kar. Dan vra sy nou vir 'n sent of 2. Weet. Ekskuus mense, ek rook. Dis een van my sondes. Ek worry nie oor dit nie. Want in die hemel is daar nie sigarette nie. So in die hemel, nee, gaan ek nie sigarette nodig hê nie. Ek's nou op aarde, so ek rook 'n sigaret. Ek geniet hom. Maar kom daar nou 'n ander vrou na my toe, nee. Net in sy bedel. En ek sê vir haar, hoor hierso, het jy R100? Sy sê nee, sy het nie R100 nie. En sê, ok, ek gaan jou R100 gee, maar dan moet jy nou iets gaan doen met die R100. Moet dit nie mors nie. Sy kyk my, sy sê, hoe nou? Ek sê, hoor hierso, kan jy toebroodjies maak? Sy sê, ja, sy kan 'n toebroodjie maak. Ek sê, ok, ek gaan vir jou R100 gee, né? Dan koop jy brood en bologna en sandwich spread, né? Saam met 'n rol plastiek papier, né? Dan gaan maak jy toebroodjies by die huis en dan nou môreoggend as jy jou kinders kom aflaai by die skool, né? Dan stop jy elke kind se ouer, né? Elke ouer en sê, hoor hierso? Vir R40 'n dag, né? Sal ek vir jou kind toebroodjies maak vir die skool. En kyk daar by die skool, die ouers is te besig, jong. Hulle is besig met werk en goed. Ek sê dit nie vir haar nie. Ek sê net vir dit. Jy gaan maak toebroodjies, né? Vir die kinders. En jy maak nou, soos wat jy sê, lekker toebroodjies, né? En gebruik jy nou die wins van daai dag, né? En dan gaan koop jy weer vir jou brood en bologna en sandwich spread. Of dalk bologna en kaas môre, of ham en kaas, of weet, dan kom jy weer môre skool toe en dan verkoop jy dit. Die volgende week, né? Toe staan sy daar met een van hierdie pressure kanne, hierdie wat sit hot flasks in haar karretjie, né? En klomp polistireen koppies. En soos wat die ouers nou die kinders aflaai en toebroodjies vir die kinders gee of verkoop sy koffie uit hierdie hot flask uit. Koffie, suiker en melk. Een pot was, ek was voor, sy het net caffeine koffie gehad, caffeine ry koffie. Suiker en melk. Die wat nie melk wil nie, kan swart koffie hê. Kom sy na my toe, toe sê sy vir my dankie. Sy maak nou 'n paar rand. Sê ek, sien jy gebruik jou talente nou. Jy maak toebroodjies vir die skoolkinders, want die woord versprei. Ma's en pa's, die mamas en die papas het nie altyd tyd om toebroodjies te maak by die huis nie, jong. Want jy staan op in die oggend en die tyd hardloop en nou klim jy in jou kar en dan moet jy jaag werk toe of net, die lewe is 'n gejaag na niks toe nie. So maak toebroodjies. Kom sy nou met koffie. Nou oor die derde week kom sy met, toe wil sy met R500 gee, om te sê dankie vir die idee. Toe sê ek, nee. Is nie nodig nie. Daai middag,
toe stop jy 'n tannie by my huis, nee, wat beskuit kan bak. En sê, hoor hierso, ek hoor jy het planne, kan jy my nie help nie. Ek sê, okay tannie, bak jou beskuit, nee, gaan praat jy nou met daai girl, wat die koffie en die toebroodjies maak, nee. En nou, met die koffie en die toebroodjies, en gooi jy nou daar vir die mense, gee dit vir die vrou, weet, soveel rand vir 'n beskuit, of, weet, en dan verkoop sy nou koffie, sê, 9 rand 'n koppie koffie, of 10 rand 'n koppie koffie, en 5 rand vir 'n beskuit, soos 15 rand vir 'n koppie koffie, en dan nou die beskuit by extra, so nou 15 rand. Sê van my, luister nou, al hierdie polystyreen koppies, ek sien, die mense drink het, hulle gooi langs die pad uit en dit, ne? Gaan sê nou vir die mense, hulle moet hulle eie beker bring, ne? Hulle eie beker. Dan word daai polystyreen uitgawes nou gesny, ne? En dan sê jy, okay, nou is die koffie, toe gaan praat ek met die koffie en die toebroodjie vrou, en sê, nou is die koffie bietjie goedkoper, omdat jy jou eie beker het, ne? Of jou eie flesie, of jou eie flask uit, ne? En jy moet nou kyk, party mense gaan daar aankom met net so groot beker, ne? Jy moet nou sê, met so groot beker, ne, gaan jy moet vir 5 koffies betaal, ou. Jy kan nie net 1 koffie kry, nie? Jy verstaan mos nou hoe dit werk. En so, daar is die toebroodjies en die koffie en die beskuit. Daar gaat hy, joh. Nou is daar 2 mense al, wat gehelp is. Jong, daar's baie maniere, ne, om jouself te help, ne. Die eendag toe, stop ek nou by die drankwinkel, koop vir my 6-pack bier, toe sit daar 'n tannie met ingelegde chillies. En sy roep my, jy chili koop, he? Ek sê, chili saus. Ek sê, nou tannie, wat se chili saus het jy hierso? Sy sê, sy het 'n mild, 'n medium en 'n hot. Ek sê, tannie, kyk, ek hou van my chilies, my kinders weet ook, maar ek sal die medium vat. Ek hou nie van te hot chili, ek hou nie al van my mond so te brand, nee. Want as hy ingaan, nee, môreoggend suffer op as hy uitkom nie, nee. Vang die medium chili, dan gooi so 'n bietjie daar by die sous in, wat op die rys gaan, of op die pap gaan. Nee, kyk, hy's lekker. Ek sê, tannie, moenie voor die drankwinkel sit, nee, en chili saus verkoop nie. Gaan môreoggend vroeg skool toe, nee. Dan vat jy 3 bottels, nee. Jou hot, jou medium en jou medium, hot en very hot bottles. Dan skep jy dit uit in 'n hierdie klein papierkoppietjies, man, soos wat in die sousies inkom. En as die mense kom, dan sê ek, koop chili saus, proe, wat er hulle wil hê. Ja, binne 'n week, nee. Toe verkoop hy tannie ook chili saus, nee, en die kaffies, wat hier by my is, nee. Wil bottels hê, jou. En hulle koop hy bottel vir 50 rand aan by haar, en hulle verkoop die bottel weer vir fokke 100 rand. Verkoop hulle so bottel chili saus, jy maak dit is hierdie jam bottles. Jong, kyk, help jouself. Dis al hoe jy hierdie moeilikheid uitgekom. Dit gaan nie help, jy sit elke dag op Facebook, nee, op 'n groep, en vra, help my, ek soek net, hey man, die mense gaan nie help nie, maak 'n plan, jy het talente, as jy 'n stukkie grond het, nee, gaan koop 'n hoenderhaan en 4 henne, laat die hoenders eiers lê, van daai eiers, nee, los jy laat die henne op hulle lê, dat hulle kykens maak, die ander eiers haal jy elke dag uit, nee, sit hulle in 'n eierkarton, en jy sien die kafee vra, 50 rand vir 'n dosyn en 'n half, 18 eiers, nee, dan staan jy net daar, aan die ander kant die kafee,
dan verkoop jy daai eiers vir R45. As die mense begin koop, dan stoot jy jou prys self as die kaffies in op en sê, myne is organic, my hoenders is nie in hokke, nie. My hoenders is free range. Bro, hulle loop ons toch in die tuin, pikkie insekte, ja, hoender is partykeer as ek hoender eet, dan kom hy ding in my kop, en wat eet daai hoender ou? Hy eet wurms en kokkos, goggos en goed ophou. Weet, die Here het vir jou, wit mens, talente gegee. Help jouself. Daar's baie ander maniere, maar help jouself. Nou, toebroodjies by die skool, man. As die ouers al aankom, koffie en beskuit. Weet, is nie self beskuit bak nie. Daar is iewers 'n tannie nie, wat in die tuisnywerheid in jou dorp nie, beskuit en koekies en groot koeke en goed verkoop. Onderskep daai tannie en sê maar, plaas nou net in die tuisnywerheid verkoop vir soveel, kom, kan 'n bietjie soveel kry. En dan charge jy nou net 'n bietjie ekstra. Plaas vir net koffie soveel, met 'n beskuit by soveel. Die mense gaan koop. Bring jou eie beker, nou net nie polistireen, nonsens, gemors op die aarde nie. Kom aan, dink bietjie mense. Is dit so moeilik? Weet, die ding is, ons mense wil sit nie, en eerder bedel, want dan kry jy nou ietsie kleins. Nou iets is, nou kom ek nie op die Afrikaanse woord nie, Engelse woord is instant gratification. Jy soek nou daai ding. Die Here sê, dit werk nie so nie. Ek weet nie wie jou gemaak het, ek weet, daai man daarbo, God almagtig, die skepper van alles, die hemelse Vader van my, en van jou nie, en van alle nasies, hy het jou geskape met sy hande. Met sy eie hande het hy jou gevorm. Met sy eie asem het hy die Heilige Gees in jou ingeblaas. Help jouself, mense. Niemand anders te gaan jou kom help nie. Ek kan hier sit en preek nie. Ek kan nie vir jou, soos die bank, geld gee en sê, nou soek ek rente nie. Ek doen nie daai ding nie. Ek sê 'n slaaf. Of ek soek nie slawe nie, en ek gaan ook nie 'n slaaf wees van iemand anders te nie. Pas op vir skuld. Julle kom maar kyk, daar is 'n video wat gemaak het oor skuld nie, om ontslae te raak van skuld hou. Hou op om 'n slaaf te wees. Help jouself, man. Ekskuus. Daai ding van, jy wil dit nou hê, jy dink jy bid en môre moet God dit gee of vanaand dit gee. Dis nie hoe jou skepper werk nie, hy wil hê jy moet werk. Daar in Spreuke 6 vers 6, nee, tot by 8. Dis nou die Spreuke van Salomo. Is daar geskryf, daar staan geskryf. Gaan kyk na die muur, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by die muur. Die muur het nie 'n leier nie. Die muur het nie 'n opsigter of regeerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg vir die winter. Maar die muur weet, in die winter is daar nie kos nie, so hy gaan bære sy kosse. Jy het talente, my vriend. Daar's vrouens wat kan beskuit bak. Hey man, ek bak hier buitekant in 'n ou boere houtoond. Bak ek brood. Die mense koop nie Albany of Sasko se brood hier by my nie. Ek moet dalk nog 'n oond bou dat ek meer brood kan maak. Want voor 9:00 in die oggend dan is die brood uitverkoop hier by my. Maar is plaasbrood. En is lekker. Sonder enige van die groot maatskappye se gif en snaakse ingredients en goed in, man.
So my broodbesigheid, hy werk, ek bak nie buns nie, ja, baie keer, dan maak ek vir myself, nee, net vir my, maak ek so 'n paar buns, nee, hotdog buns, as ek weet ek gaan vandag wors braai, op die vuur, nee, saam met tomatiesmoor en 'n bietjie mosterd. Maar my broodbesigheid, hy job, dis plaasbrood. Ek verkoop net brood, plaasbrood. En soos ek sê, ek bak so tussen 45 en 55 brode. Voor 9:00 in die oggend is my brood uitverkoop. Daar is genoeg ek gaan mors dit nie. Ek vat nie, nou het ek 'n paar rand en nou gaan ek gou game toe of makro toe of TV specials toe en gaan mors die geld uit nie. Ek vat 'n gedeelte van daai geld en koop vir my weer bestanddele nie. Ek gaan koop weer 'n bietjie hout. Baie keer is my houtverskaffer uit voorraad uit, dan gaan koop ek maar so 'n bietjie charcoal. Weet, nee, charcoal is 'n duur storie. Dis gebrande hout. Dis 'n duur storie daai ding. Maar mense, blankes, jy weet so lyk. Jy weet so lyk. Dis tyd om jouself te help. Daar's baie maniere hoe jy jouself kan help. Ek het net 'n paar voorbeelde genoem, jong. Ek het nog 'n ander besigheid hier agter, ook in my hart, nee. Ek het kwartels. Jy weet wat 'n kwartel is? Dis daai klein stilvoeltjie. Daai kwartels, nee, slag ek af vir vleis, so. Dis lekker. Dis lekkerder as hoendervleis vir my, nee. As 'n bietjie meer water, as ek 'n konstante toevoer van water gehad het, sou ek vir my eende en ganse hierso gehou het in my agterjaard, nee. En so eende eiers ook verkoop het, nee. Nou, ek weet, almal hou nie daarvan nie, maar ek gaan vra maar vir enige, ek het iemand wat ek van weet, by 'n bakkery wat eende eiers soek, en toe daai ou dit vir my gesê het, nee, want hy weet ek het hoendereiers, en toe dink ek, yes, as ek net 'n waterbron kan kry, nee, wat ek op kan staat maak, nie die ANC se BBBEE fucking nonsens nie, kan ek daai eendeiers verkoop in die bakkery ook, want eendeiers en brood, nee, maak die brood soveel meer geuriger, nee. Daai mense skrik wakker. Niemand gaan jou kom help nie. Help jouself. Laat daai gearbox ratte draai. God het vir jou talente gegee. Daar's tannies, nee, wat groente inleg in bottels in, curryboontjies, nee. Kyk, hier's 'n ander kleerlingvrou, nee, wat ek ook gehelp het, by wie ek curryvis koop. Sy maak ingelegde curryvis, nee, met hyk en karp en baber. Kom aan. Daai kleerlingvrou, sien ek ry nou wat is dit, 'n A-klas Mercedes-Benz, nee, maar net die low-level, sy die AMG A-klas Mercedes-Benz, net het haar curryvis uit. Mense, dis tyd om jouself te help. Niemand gaan jou kom help. Die ANC gee nie om vir die wit mense, swart mense, kleerlinge of die Indiërs nie. Dis tyd om jouself te help, my vriend. En vriendinne. Die mans, nee, hang maar waar jy bly. Maar jy kan 'n grassnyer, reparatiebesigheid of dalk 'n tuindienste doen. Met 'n paar grassnyers, harke en besems en virke en grawe, man.
Julle moet almal 'n geseënde dag hê en onthou, jou Skeppervader het jou eerste lief gehad. Dis tyd dat jy jou God Skeppervader ook lief het. Solank as wat jy God nie lief het nie, gaan hy vir jou net swaarigheid gee. Dis nie sy doel nie. Sy doel is om jou te laat terugkeer na hom toe. Daar het jy nou jou doel ook in die lewe. Jou doel is om God te dien, God te prys, en sy wil te laat geskied oor jou lewe. Die oomblik wat jy dit doen, sal dit voorspoedig met jou gaan. Lekker dag vir julle.